Lees die woord van die Here, en as ons klaar gelees het, dan sal ons verenig in gebed. Ons lees dan saam Jeremia 1, vanaf vers 1 tot en met vers 10, met spesifieke verwysing ook na hierdie dialek of gesprek tussen die Here en Jeremia. Lees vir ons vanaf vers 1. Die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia, uit die priesters wat in Anatot, die land Benjamin was, wat by die woord van die Here gekom het in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, die 13de jaar van sy regering. Gekom het in die dae van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jaar van Sedekia, die seun van Josia, die koning van Juda, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê, ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want dan wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek ook jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Tot sover die skriflesing en die woord van die Here. Kom ons verenig saam in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, op hierdie Sondag, die dag van die Here, bely ons saam die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus, en dat die opstanding vir ons 'n nuwe identiteit en 'n nuwe lewe bring en bied, waar ons dan nou voort kan leef as kinders van die almagtige, lewende God. Nie omdat ons dit verdien, het U vir ons hierdie genadegawe gegee, dat ons deur die geloof, deur die weg wat die Here Jesus Christus vir ons gebaan het, U kan ken. Toegang tot U kan verkry, en ook vanoggend ons harte voor U oopmaak. Want ons weet, Here, saam met Dawid in Psalm 18, U hoor ons. Ook sê U vir ons, dat maak die saak waardeur jy gaan nie, my kind. Selfs al voel dit vir jou of die waterstrome van die lewe jou oorspoel, of die vuur van moeite jou seermaak. U is met ons, en U is by ons, U dra ons, en U verseker ons van die heilige teenwoordigheid. En dit is vir ons genoeg. Waar ons dan ook hier saam in die kerk verenig is, vergader as 'n gemeenskap van gelowiges, bid ons dat U ook met hierdie geleentheid en hierdie erediens Uself baie duidelik aan ons sal openbaar, en dat daar 'n definitiewe sekerheid sal wees, dat hierdie woorde wat gespreek word, uit U woord uitkom. Dit is wat U wil hê ons moet hoor. Ons dank die Here vir die groot genade wat ons ook sien daar in die natuur. Ons weet ons staan diep afhanklik van U vir alles, emosioneel, fisies en ook geestelik, maar dit is wonderlik om te weet, Here, dat elkeen van ons wat ook vanoggend hier is, het 'n verlede. En ons kan maar net terugkyk, en as ons terugkyk, Here, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor die toekoms en die dag van môre nie, want U het Uself al soveel keer en op soveel wyse aan ons geopenbaar, en as 'n God wat nie beperk of begrens kan word nie. Niks kan maak dat U nie ons God sal wees nie. En daarom sien ons uit ook na die dag van môre en oormôre, want ons weet, Here, dis reeds in U hande. U is die begin en U is die einde. Ons dank Here vir die reën wat geval het, ons weet daar kort nog baie, maar mag ons ook deur die druppels wat ons reeds gevoel en gesien het, U eer vir U grootheid. En dan die res van die druppels wat val, nie sal bepaal of ons U aanbid en loof nie, maar dat dit net ons geloof sal versterk en verdiep met die weet, Here, U versorg en U voorsien. Waar ons dan ook sekerheid het dat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het en die Heilige Gees in ons werk, bid ons dat ook hierdie geleentheid tot U eer sal strek en dat U ook verheerlik sal word
deur die prediking en die lofsang en selfs ook die gebed. Ons vra, Here, dat U ons as sondaars genadig sal wees, en dat ons oë op U sal hou, Here, totdat U ons genadig is, en daarmee saam sal pleit en smeek, wees ons genadig. O Here, wees ons genadig. Dink ook aan diegene wat hartseer nuus hier die afgelope tyd en week beleef het. Ons weet, Here, dat mense se woorde skiet ver te kort. Ons kan werklik nie mense troos of selfs vertroosting bid nie. Vir 'n kort oomblik voel ons dalk ligter of beter as iemand vir ons 'n boodskap stuur, bid die afsterwe van 'n geliefde. Maar dit gaan ook weg, dit is kortstondig, maar U troos en U bystand en U ondersteuning is ewig. Mag elkeen wat deur moeilike omstandighede getrotseer is, mag ook vanoggend voel, U as Vader, Uself vir hulle ontferm, en die hand van liefde oor hulle sal hou. En dankie ook dat ons weet, Here, dat ons sal nooit met ons kragte versoek word, Uself al voel dit so, maar dat U vir ons die uitkoms sal bied en bring wat ons nodig het. Die uitkoms is altyd Christus Jesus, ons verlosser. Baie dankie dat ons kan weet, Here, niks sal ons skei van U liefde nie, as U vir ons is, wie of wat kan teen ons wees. Help ons, Here, ook hierdie geloof, dat ons vanoggend van sal hoor en leer, en dat gaan uitleef, elke dag van ons lewe. Ons bid, Here, dat U ons skulde en ons geregtighede sal vergewe, ook ja, Here, soos dat ons skuldenaars vergewe. In Jesus naam bid ons uit hierdie werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, terwyl ons vanoggend hier in die kerk saam sit, moet ons hoor die woord van die Here wat direk uit sy hart uit vanoggend tot elkeen van ons spreek, as die Here self vir jou sê, persoonlik, jy is geheilig. Jy is geheilig. En dit beteken dat jy afgesonder vir God is. Dit beteken dat jy geliefde, aan God behoort. Hy is jou Vader. Hy is die verbondsgod wat getrou bly aan sy beloftes van die dag wat hy dit gemaak het. Reg deur elke liewe geslag, waar ons ook die voordeel het om in 'n geslag te wees wat nog onder die genadige hand van die Here lewe. 'n Geslag wat die voorreg geniet om die vervulling van profeseë nie net te ken nie, maar ook self fisies, geestelik te beleef. Nie omdat jy dit verdien nie omdat jy goed genoeg is nie omdat jy daarvoor gevra, gesteek of gepleit het nie, maar omdat God self besluit het, self gekies het. Ek sal jou ken. Ek sal jou voorberei. Ek sal jou roep. En ek sal jou skoon was, rein was, ja, deur die opofferende bloed van my seun, Jesus Christus. Hierdie waarheid, as 'n mens dit begryp, is kragtig. Dit verander ons lewe, want dit is nie maar net bloot 'n sagte fluistering nie. Nee, dit is die duidelike stem van die lewende God, wat deur die eeue heen roep na sy kinders. Jy is myne. Voor ons wegspring na die uitleg van die teks, kom ons beweeg eers terug na die konteks toe, na die milieu toe, waarbinne hierdie hoofstuk wat ons gelees het, afspeel. Kom ons gaan terug dan uiteindelik na die tyd toe van 'n baie jong koning Josia, wat geleef het in 'n tydperk so 640 tot 609 voor Christus. 'n Jong seun wat koning geword het op die ouderdom van 8 jaar, wat in vandag se terme 'n graad 2 leerling sal wees, word hy koning van die volk. Maar wat so wonderlik is van hierdie 8-jarige seentjie, is reg deur sy regeringstyd kan ons nie anders nie as om te sê dat hy was 'n goeie koning. Inteendeel, dink ek, die beste koning wat die volk van die Here beleef het en onder wie se hand
hulle bestaan het. Hy was 'n jong kind, 'n jong koning gewees, wat met sy hele hart die aangesig van God gesoek het, elke dag van sy lewe, met sy hele hart gesoek het, waar kan ek die Here nog dien? Met sy hele hart gesoek het, om die wil van die Here te doen tydens sy aardse tydelike bestaan. Hy was 'n koning gewees wat deur God se wet, God se woord en God se orde in sy volk kom herstel het. Maar toe hy koning geword het, was Juda alreeds gevul met baie afgoderry, baie leuns, die sondige natuur van die mens het oorhand gekry. Die mense, die volk van God, het as ware vergeet wie hy is. Hulle het geen behoefte gehad om na hom toe terug te gaan nie, of werklik in sy weë te wandel nie. Hierdie jong koning Josia het werklik regtig probeer om die volk terug te lei na God. Hy probeer om alles wat verkeerd is reg te maak. Hy het onmiddellik begin om die afgodsbeelde te vernietig tot as toe. Hy het die tempel weer herstel, reggemaak, herbou. Daarmee saam vind hy die wetboek van Moses en van daar word die wetboek van Moses voorgelees aan die volk, dat die volk sal onthou watter standaard, heilige standaard die Here ook vir hulle gestel het en geplaas het, waaraan hulle moet streef om ook te voldoen. Josia wou gehad het dat hierdie volk van God, maar net in die regte verhouding met die lewende God leef. Maar ten spyte van koning Josia se goeie heerskappy en sy goeie tyd as koning, het die meerderheid van die volk maar net skynheilig saamgestem. Van die oog af het dit gelyk asof hierdie volk van die Here op 'n mooi koers inslaan, op 'n goeie pad loop. Maar die meerderheid van die volk het in skynheiligheid volhard. Hulle het die regte woorde gesê, maar hulle harte het koud gebly. Dit het gelyk asof hulle gelowig was, dit het geklink asof hulle gelowig was, dit het geklink asof hierdie begeerte en behoefte van jong koning Josia deurgesyfer het in die volk. Dit het gelyk asof daar 'n spontane verandering was, 'n vernuwing was, 'n terug na die Here toe was. Maar hierdie volk van God, ten spyte van 'n goeie koning, se harte was ver van God af verwyderd. Daar was geen werklike bekering gewees nie, daar was geen werklike behoefte om hulle self teenoor die Here te verootmoedig nie. Hulle het maar net hulle kaarte mooi gespeel en maar net gesê wat die koning graag wou hoor of gedoen wat die koning graag wou gesien het. En jy in hierdie tyd waar dit oënskoudelik baie goed lyk, roep die Here Jeremia, jong Jeremia, so 627 voor Christus, in hierdie tyd waar die volk verval het in 'n godsdienstige skynheiligheid. Nou Jeremia, net om te verstaan, hy was eintlik 'n tiener gewees, of amper 20 gewees. Dit is die ouderdom waar die Here vir Jeremia geroep het. Die Hebreëse woord wat gebruik word om hierdie seun aan te dui is Naar. En as mens hierdie woord gaan ontleed, dan beteken dit 'n baie jong man of 'n jeugdige, iemand wat nog in sy jeug is. So wanneer 'n mens dan nou gaan kyk op die ouderdom wat Jeremia geroep is hy so tussen 12 en 20. Dit is dan die ouderdom waar hierdie jonge seun as ware gestaan het. En in hierdie tydperk kom die Here en openbaar homself aan Jeremia, hy roep hom, daar in vers 5 sê hy, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, dus gebore is, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Dis wat die Here vir hierdie jong man sê.
'n ongelooflike roeping, 'n onbeskryflike voorreg om so die teenwoordigheid van die lewende God te wees. God sê vir hierdie jong man, ek het jou geken nog voor jy bestaan. Ek het jou afgesonder en voorberei vir my werk nog voor jy gebore is. Ek het geweet waar ek met jou op pad is nog voordat iemand vir jou 'n naam gegee het. Dan kan 'n mens dadelik dink, hierdie jong man se reaksie, ek is 'n realistiese reaksie met groot skok. Reageer Jeremia op hierdie roepstem van die Here, hy antwoord, ag Here, ek kan nie praat nie, ek is nog te jonk. Hulle gaan tog nie na my wil luister nie. Die Here roep vir Jeremia en hy antwoord, hy sê, ek voel te klein, ek voel te onbelangrik, ek voel te onwaardig, ek is te bang, ek is te onseker. En hierdie reaksie van Jeremia dwing hom dan uiteindelik tot 'n verskoning. Hoekom hy dan nie die werk van die Here kan gaan doen nie? 'n verskoning. Want die Here se antwoord of reaksie verander ons harte ook. Hy aanvaar nie Jeremia se verskoning nie en sê vir hom daar in vers 7 tot 8 saamgevat, moenie sê jy is naar nie, moenie sê jy is te jonk of te veel in jou jeug nie. Gaan jy net waarin ek jou stuur en moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie bekommerd wees nie, want ek is met jou. Ek stap elke liewe tree saam met jou. Elke asemteug sal jy my beleef. Wat so mooi is, toe raak die Here Jeremia se mond aan. Hiermee sê die Here, lê ek my woorde in jou mond. En daardie aanraking van die Here verander alles. Verander Jeremia se oomblik, verander Jeremia se toekoms, verander die volk se boodskap. Die jong man wat sê, ek kan nie, ek is te jonk, word 'n groot profeet wat die woord van God bring. Die jong man wat gesê het, ek is nie seker nie, word gevul met goddelike sekerheid. Die jong man wat gesê het, ek weet nie, word gevul met 'n goddelike kennis wat hom in staat stel om die werk van die Here te gaan doen. Jeremia leer ons deur hierdie reaksie en hierdie openbaring heilig maak, om afgesonder vir God te wees of om aan God te behoort, is nie iets wat uit jou kom nie, dis nie iets wat jy kan doen nie, dis iets wat God in jou doen. Hy gee vir jou die krag, hy gee vir jou die moed, en soos ons hier ook lees, gee hy vir jou sy woord en woorde, om ook ons roeping te kan gehoor gee, en te doen wat God van ons verwag. Maar as ons nou eerlik met onsself is, soos Jeremia, vind ons onsself ook gereeld in 'n posisie waar ons dit baie moeilik vind om gehoorsaam aan God te leef en gehoorsaam aan God te bly. Dis vir ons ook moeilik om konstant gehoorsaam teenoor die lewende God te lewe, die Here wat ons geheilig het. Ja, ook ons sê so gereeld en so maklik, ek is te jonk, ek is te oud. Ook ons sê so gereeld, Here, ek is net te besig. Net te besig. Here, ek is net te swak. Here, ek is net te sondig. Ek is net te bang, want ek kan nie die onbekende trotseer nie. Ek het nie daai vertroue nie. Die baie bekende een wat ons almal sekerlik goedkeur. Ek het nie tyd nie, Here. Ek het regtig nie tyd nie. As ons dalk nog weer eerlik is, kry ons so nou dan 'n verskoning wat sê, ag Here, ek is net nie lus nie. Ek is nie lus
om dit te doen nie. Ek is nie lus om soveel dinge in my lewe op te offer nie. Ek is nie lus om soveel tyd aan U te spandeer nie, want ek het ook net soveel. So ek is dood nie lus om my lewe op U weg te laat kom en te wandel. Maar dan uiteindelik ook 'n ander verskoning. Here, ek geniet my lewe net soos dit is. Ek is nie bereid om enigiets te verander nie. Ek verstaan heeltemal wat U in die woord aan my openbaar, maar ek is nie bereid om iets te verander nie. Ek het 'n lekker lewe. U moet maar net verstaan. Ek gaan aangaan soos ek aangaan, maar as ek reën nodig het, Here, moet U luister. Laat U nou net nie luister nie. As ons gesondheid nodig het, Here, dan moet U inval, maar moenie van my verwag om hier iets prys te gee. Die verskonings van die mens, die skynheiligheid van geloof, kan ons dit noem. Maar weet jy wat so interessant? God kom na ons toe ook vanoggend, want hy is onveranderlik, die God van gister, vandag en môre is dieselfde. En hy kom sê ook vanoggend vir ons, ek aanvaar nie jou verskoning nie. Punt, klaar. Hoekom kan hy dit sê? Want hy leer vir ons in hierdie gedeelte, want ek ken jou. En ek het jou aangestel. En ek het jou voorberei. En ek het jou geheilig. Ek het jou gewas met my seun se bloed. Ek het alles vir jou gegee wat jy nodig het om te leef soos wat ek van jou vra. Daarom aanvaar ek nie jou verskoning nie. Nie omdat ek nie verstaan nie, maar omdat ek weet, sê die Here. Ek weet wie jy is. Jy is myne. Jy behoort aan my. En wanneer die Here jou aanraak, wil ek vir u sê, dan verander jy onmiddellik. Hoef nie te wag nie, proses nie. Daar's nie 'n trappe van vergelyking nie. Die Here jou aanraak en sy woord, dan verander jou lewe onmiddellik. Die Here jou aanraak met sy woord, sy nabyheid, dan beleef jy sy liefde vir jou. Nou dan sal 'n mens dink hierdie jong mannetjie is nou geroep en dit sal goed gaan, sy bediening sal voorspoedig wees. Hy het ons nou gereageer. Hy het op die regte weg gekom, uit die boodskap van die Here gebring. Alles sal klop, dis al oomblik. Dit is nie die geval nie. Jeremia het nie 'n maklike pad gehad nie. Die volk het hom bespot, sy eie familie het hom verraai, hy is eintlik in 'n modderput gegooi, maar hy het nie een keer moed opgegee nie, hy het nie een keer in sak en as gaan sit nie, want hy het geweet, die Here is by my, ek behoort aan God. Al het hy gehuil, al het hy geworstel, al het hy gesukkel, al het hy moeite en verdriet beleef, het hy aanhou gehoorsaam wees aan die roepstem van die Here. Maar dis wat heiligmaking beteken. Dis wat heiligmaking beteken. Om te bly staan, selfs al is dit moeilik en onmoontlik, om staande te bly vir die Here en jou belydenis, selfs al moet jy houe vat, selfs al moet jy dinge prys gee. Heiligmaking beteken om getrou te bly aan die Here, selfs al sien jy nie resultate nie. En dan kom God vanoggend en hy roep ons om so te leef. Jy is reeds geheilig, jy is reeds afgesonder vir my, jy behoort reeds aan my. Jy is nie maar net 'n naam op 'n wykslys of 'n kerklys nie. Jy is my kind, sê God. Dink terug aan jou doop. Daardie simboliek en teken van die doop het bevestig dat ons aan die verbond behoort en dat die God van die verbond vir ons gesê het, jy is my kind. Verlede naweek het ons die voorreg gehad om die nagmaal te herdenk en daarin te deel. Deur die simboliek van die nagmaal het die Vader vir sy kinders gesê, kyk wat het ek met my kind gedoen, om my liefde aan jou te toon. Dit is vir jou. Ek het dit vir jou gedoen. Jy dra die voordeel van my offer. En nou kom vra die Here ons, wat doen jy met hierdie roeping van jou? Leef jy werklik asof jy aan God behoort? Praat jy werklik asof jy aan God behoort? Beplan jy werklik jou lewe asof jy aan God behoort? Of het jy soos die mense in koning Josia se tyd net die regte woorde?
maar jou hart is ver verwyderd van God. Jy sê die regte goed, jy sit in die erediens, maar jou hart is nie by die Here nie. Die skyn geloof word beoefen om deur mense gesien te word of gehoor te word. Maar nie God. Ons leef vandag in 'n wêreld wat baie soos Jeremia se wêreld lyk, die tydperk waarin hy homself bevind het om as profeet op te tree. Daar is onreg, daar is geweld, daar is leed. Daar is mense wat sê hulle glo, daar is mense wat hulle hande nie vinnig genoeg kan opsteek as iemand sê, is hier Christene en hier gehoor nie. Maar, hulle leef nie volgens God se wil en God se woord nie. Presies die pad wat die volk van Juda geloop het. Hulle uiteinde vrede ballingskap. Vrede ballingskap. Vanoggend kom die Here na ons toe en hy kom sê vir ons, my kind, ek het jou geheilig. Ek het dit gedoen, sê die Here. Jy het nie daarvoor gevra nie, ek het dit gedoen, vir jou. En al wat ek van jou verwag is om lig in die donker te wees. Verheerlik my elke oomblik van elke dag. Nie om beter as ander mense te wees of daarvoor erkenning te kan kry nie, maar juist om anders te wees, want dis waarna toe God ons roep, om anders te wees. Wanneer jy versoek word om te lieg, weet, jy is geheilig. Wanneer jy versoek word om te vloek, weet daar en dan, jy is geheilig. Wanneer jy versoek word om in te gee teenoor een of ander verslawing, weet jy is geheilig. Wanneer dit vir jou voel asof die laste en die juk van die wêreld te swaar raak en jou lewe te veel moeite is, staan op, weet, jy is reeds geheilig, afgesonder vir God, jy behoort aan hom. Wanneer jy kwaad raak, bitter raak, en wanneer dit in jou broei om niemand te vergewe nie, staan voor die aangesig van die Here en bely, ek is geheilig, U moes dit met my doen. U moes dit met my doen. Weet, jy is geheilig. Maar soos enige ander profeet, dit is die laaste gedeelte, die laaste punt, soos enige ander profeet met 'n aanmaning kom, hoop kom daar ook 'n waarskuwing. Die waarskuwing is 'n ernstige waarskuwing. Die volk van Juda het gedink hulle is veilig. Hulle het gedink niemand kan niks in hulle doen nie, hulle kan niks voorkom nie, omdat hulle die tempel by hulle gehad het. God se teenwoordigheid was met hulle. Hulle het gesê, ons is die volk van God, niks sal met ons gebeur nie. 'n Baie algemene uitgangspunt van die volk van die Here wanneer hulle in tye kom om te sê, Jesaja sê dit ook, Here, het jy van ons vergeet? Ons is dan nou die volk, jy moet dan nou optree, ons wag vir jou in te gryp. Dit is die skyn van geloof, forceer mense om altyd daai vrae te vra. Waar is jy nou? Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dat? Die volk het gedink hulle is veilig, hulle het die tempel by hulle, so daar kan niks met hulle gebeur nie. En God sê vir hulle, moet jy nie vir een oomblik op jou tempel vertrou nie. Ek kyk nie na die geboue nie, nee my kind, ek kyk na jou hart. So waarsku die Here ons, moenie dink, jy is reg, omdat jy in die kerk sit nie. Nie dink jy is reg, omdat jy Bybel lees of so nou en dan Bybel lees nie. Maar die Here soek is 'n hart wat werklik aan hom behoort. En hy sien dit, hy ken elke versinsel van ons gedagtes en hy deurgrond ons harte, sê hy. Wat hy soek is 'n lewe wat hom gehoorsaam is, nie om iets te kry nie, maar juist omdat hom sy liefde wil antwoord, want hy is so groot en goed vir ons. Ook hierdie boodskap vra vanoggend van jou en my 'n antwoord. Jy kan nie vandag by hierdie erediens hoor, jy is geheilig, en dan maar net van vanmiddag af aangaan met jou lewe, asof daar niks verander het.
Jy kan nie vandag hoor wat die Vader en sy Seun vir jou kom doen het nie. En maar net aangaan met jou lewe, sonder om eers werklik ondersoek in te stel teenoor waar jy verkeerd is. God roep jou om op te staan. God roep jou vanoggend om sy woord ernstig op te neem. God roep jou om sy waarheid in jou lewe te wys. Die tyd van verskonings is verby. Geliefdes, hoor wat ek vir u sê vanoggend. Jy dink God aanvaar jou verskonings. Hy doen nie. Hy doen nie. Ons glo hy verstaan. Maar geliefdes, ons kan nie God verstaan nie. Dis 'n wêreldse manier om te dink oor die Here. Nie Bybels nie, hier sien ons dit baie duidelik in sy openbaring aan Jeremia. Nie uit die verskonings nie, ek ken jou. Ek is jou gemaak, jy is myne. Jy gaan nie wegkom met dit. Ons het die verskonings. Laat vandag eerder die dag wees waar jy sê, Here, ek besef nou al meer, ek behoort aan U. En ek wil leef soos iemand wat deur U geheilig is. Want ek besef, ek kan nie self nie. Onthou dit net, jy hoef nie self nie. Jy hoef nie jou eie krag met dit te doen nie. Jou heiligmaking lê nie in jou vermoë nie. Jou heiligmaking, jou identiteit, jou uniekheid lê in Christus Jesus. Hy is die volmaakte heilige wat vir onheiliges gesterf het. Aan die kruis het hy jou sondes gedra en by die leeggraf het hy vir jou opgestaan om vir jou 'n nuwe lewe te gee. 'n Nuwe lewe wat hom eer natuurlik. In hom is jy rein, in hom is jy vergewe, in hom is jy rein, vry. Sy Gees woon nou ook in ons. Ook nog 'n rede hoekom ons nie 'n verskoning kan hê nie, want die Gees werk nou in ons. En die Gees versterk ons, en die Gees lei ons, en die Gees verdiep ons, en die Gees vernuwe ons. Wanneer die wêreld vir jou vra, wie is jy? Moet jy kan antwoord, ek is geheilig deur die bloed van Christus Jesus. Wanneer die duiwel jou beskuldig of 'n aanklag teen jou maak, moet jy kan sê, ek is geheilig deur die bloed en die woord van God. Wanneer jou eie hart jou laat twyfel, moet jy kan sê, ek is geheilig deur die Gees wat in my woon. Geliefdes, God roep jou vandag, soos hy vir Jeremia geroep het. Hy sê ook daarmee, sal nie bang wees nie, nie bekommerd wees nie, ek is met jou. Hy roep jou nie om te glo nie. Hy roep jou om te gaan leef. Hy roep jou nie om net te glo, of net in die kerk te sit, of net Bybel te lees nie. Hy roep jou om dit te leef. Elke dag. Dis ons roeping. Om sy waarheid en sy liefde te wys in alles wat jy doen. My bede vanoggend is waarmee ek afsluit, laat niemand vandag in hierdie kerk uitstap vanoggend met 'n verskoning nie. Mag ons nooit meer 'n verskoning op ons lippe, in ons harte en in ons gedagtes koester nie. Die Here stel jou in staat om sy kind te wees. En mag ons dit ook net gaan wees. Wat elkeen vanoggend sê en bely, ek is geheilig deur Christus. En sê, Here, hier is ek, stuur my. Amen. Kom ons dank. Liefde voor die Here en Hemelse Vader, ons kan ook op hierdie geleentheid in die liturgie nie anders nie as om te sê, baie dankie dat U ons geheilig het, baie dankie dat U ons afgesonder het vir U, baie dankie dat U ons U eiendom gemaak het. U sê dit so mooi in Jesaja 43 vers 1, wees nie bevrees nie, ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En mag ons dan ook so gaan leef. Ons weet, Here, dat ons skiet ver tekort. Ons weet, Here, dat as ons al die verskonings vanoggend moes gelys het, waar ons nie gehoorsaam aan U kan wees nie, sal ons tot die einde van die jaar toe hier gestaan. Daar is so baie verskonings, daar is al meer verskonings as verse in die Bybel. En mag ons ook deur die Gees vernuwe word, dat U meer word en ons minder, en dat ons al hoe meer met U te doen het, want hoe langer hoe meer sal ons ook vir U lewe. Sien ons ook in hierdie dag, dat ons hierdie dag ook gebruik om U te heilig, en ons self voor te berei die week wat voor lê. Jesus, dan met ons het hierdie werking van die Gees af.